Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer kan saam wees rondom sy woord. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal rig en ry in sy waarheid en dat die begeerte van ons hart sal wees om meer te leer van hierdie wonderlike Here Jesus waarvan ons in die Bybel lees. Hy is die gestuurde van God die Vader. Die Bybel sê vir ons gebore uit die maagd Maria, 'n sondelose lewe gelei, 'n eenmalige volmaakte, volkome dood gesterwe, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons weet, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en hy gaan kom om ons weer te kom haal. En kom ons kyk wat sê hy verder vir ons hier in Johannes 17. Ons is tans besig met hierdie gebed van Jesus vir sy disippels. Nou vriende, ek het al reeds vir u gesê dat hierdie gebed ook vir ons gebid word, ons wat kinders van die Here is, want Johannes 17, daar in die 20ste vers lees ons baie duidelik, waar die Here Jesus sê, ek bid hierdie gebed nie vir die disippels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle my woord sal glo. En ons het al reeds gesien, dat die Here Jesus bid dat daar eenheid onder sy disippels sal wees, eenheid in sy kerk. 4 maal in Johannes 17 lees ons dat die Here Jesus bid vir hierdie eenheid. Hy bid dat ons sy blydskap volkome in ons sal hê, en dan ook die gedagte dat ons bewaar sal word van die bose. Baie duidelik dat die Here nie bid dat ons uit die wêreld weggeneem moet word nie, maar ons moet juis in hierdie wêreld sout van die aarde en lig vir die wêreld wees. Ek bid nie dat hulle weggeneem sal word nie, maar dat hulle sal bewaar van die bose. Vriende, dis nou die tyd dat ons nie deel sal raak van die wêreldse stelsel en die boosheid van die wêreld nie, maar dat ons sal opstaan vir die waarheid en die waarheid sal verkondig deur ons lewe, deur ons woorde en deur ons dade. Maar in die 4de plek sien ons dat die Here Jesus bid dat ons geheilig sal word in die waarheid van sy woord. Daar in Johannes 17 vers 16 en 17 kom hierdie waarheid so baie duidelik na vore. Ek lees vir die vers 17, daar staan, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Nou vriende, Jesus se disippels baie geleer rondom die woord. Hy het deur gelykenisse, deur verhale, deur Ou Testamentiese aanhalings en baie van hierdie dinge geleer hoe belangrik die woord van God werklik is. Tydens sy versoeking in die woestyn het hy die woord gebruik om die duiwel te weerstaan en telke male vir die vyand gesê, daar staan geskrywe. Voor die hemelvaart leer die Here Jesus dat sy Heilige Gees uitgestort gaan word, en die Gees is die Gees van wysheid en die Gees van insig en die Gees van verstand. En die Heilige Gees wat die woord geïnspireer het, is ook die Heilige Gees wat die woord van die Here aan ons verhelder, sodat ons kan verstaan wat die Here deur sy woord vir ons wil kom leer. Jesus bid juist dat ons geheilig sal word in die waarheid van sy woord, sodat ons nie mislei sal word deur al die dinge wat vandag gebeur en ook in die verlede al gebeur het nie. Dinge soos mense wat stemme hoor, visioene kry, openbaringe, sogenaamde boodskappe van God kry. Die Here het juist sy woord gegee, vriende, 66 boeke in die Bybel, van Genesis tot Openbaring. Ons kan niks by hierdie boek byvoeg nie. Die Here sê, as jy iets byvoeg, dan gaan God die pla byvoeg wat in hierdie woord vir ons van vertel word. Daarom is baie belangrik dat u sal sien hoe belangrik God se woord is. Dis nie net nog 'n boek vir die kerk van die Here nie, dit is die boek. Dis die enigste boek waaruit ons God se stem kan hoor wat met ons praat, deur die Heilige Gees geïnspireer, en die Here bid dat ons geheilig sal word in die waarheid van die woord. Die woordjie geheilig beteken dat ons eenkant gesit sal wees vir God, in diens van God, om 'n getuie vir hom te wees, en sy woord is die barometer, sy woord is die standaard, sy woord is die fondasie vir die kerk van die Here Jesus. U moet tog nie almal glo wat 'n droom gedroom het, en 'n stem gehoor het, en 'n visioen gesien het, en sê dit is van die Here nie. Die meeste van hulle, 99,9999% is as leenaars uitgewys, en dis hulle wat die televisiekanale het, dis hulle wat vir ons van die kansel sê, luister, God het met my gepraat, so asof hulle hierdie besondere mense is. Hulle weet nie so klink die stem van God nie, hulle weet nie eers, vriende, dat die Bybel vir ons sê, as God in die Ou Testament gepraat het, was mense in siddering en in bewing nie. Hierdie mense praat van nonchalant, van God wat met my gepraat het, wat aan my verskyn het, wat vir my A, B en C gesê het. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. So Jesus bid nie dat ons moet vra vir visioene, vir stemme, vir drome en vir al die goed nie. Jesus bid vir sy disippels. Hy bid vir die kerk van die Here, en dit moet ons gebed wees vir die kerk van die Here. Here, heilig ons in die waarheid van u woord, die afgehandelde woord, die volmaakte kanon, die geïnspireerde woord, die Bybelboek wat ons in ons eie taal kan hoor en kan lees en dan kan sien wat u vir ons daarin opgeteken het. Jy sien, hierdie heilig hulle in die waarheid van die woord beteken eenvoudig dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal ondersoek,
dat ons die woord sal lief hê, dat ons die woord sal verkondig, dat ons die woord sal uitleef. Om geheilig te word in die waarheid van die woord, vriende, het jy nodig om tyd te neem met die woord, om hierdie woord te bestudeer, om hierdie woord ter harte te neem. En ons moet nie soek na nuwe dinge nie. Handelinge 17:11, jy sal onthou toe ons gemeente gestig het, was ons teksvers juis gewees. Hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het elke dag die skrif ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Baie belangrik dat ons die woord van die Here sal ondersoek. Daardeur word ons geheilig. Daardeur word ons meer verander na die beeld van ons Here Jesus Christus. In Psalm 119, vers 9 staan daar, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. U sien, God se woord is kosbaar en dis waarvoor die Here Jesus bid, dat ons juis geheilig sal word in die waarheid van God se woord. Baie mense reken dat God se woord is uitgedateer en ons kan nie regtig meer hoor wat God vir ons deur sy woord wil sê nie. Dis gewoonlik mense wat die Bybel nie lees en die Bybel nie bestudeer nie. Want die Here self sê in Psalm 19 vers 8, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku, in die onderhouding daarvan is groot loon. U sien, mense wat die Bybel nie lees nie, het baie te sê oor die Bybel. Mense wat krities staan oor God se waarheid en God se woord, het baie te sê oor God se woord. Maar vir hulle wat weergebore is, vir hulle wat disippels van Jesus is, vir hulle wat geheilig is in hierdie waarheid, is dit 'n kosbare en heerlike ondervinding om die woord oop te maak en dag vir dag te hoor, soos ons sistematies deur die woord lees, hoofstuk na hoofstuk, boek na boek, wat God vir ons wil sê. En hoeveel antwoorde het ons nie al gekry nie? Hoe dikwels het die Here nie al sekere sondes uitgewys? Hoeveel keer die Here ons nie al vermaan en bemoedig deur die lees van sy woord nie? Daarom as jy vanmôre hierdie waarheid hoor, sien ons dat die Here Jesus bid dat sy kerk geheilig sal word, dat ek en jy geheilig sal word in die waarheid van die woord. Hy roep ons ook op dat ons sal bid dat die kerk van die Here Jesus geheilig sal word, dat ons self gehoorsaam sal wees aan hierdie gebed wat hy vir ons gebid het, deurdat ons die woord sal lief hê, sal bestudeer. 2 Timoteus 3:16 en 17 sluit ek mee af. Die hele skrif is deur God ingegees, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing, tot 'n regwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Is dit nie kosbaar dat die Here vir ons hierdie boek gegee het nie? Ons het nie nodig, vriende, om te vra na iets meer, of na iets anders, of na iets meer wows nie. Ons het net nodig om te vra, open my oë, Here, dat ek kan sien die wonders uit u wet. Leer my, Heer, u regte weë, wys u die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Ons het nodig om te vra, open my oor, Heer, dat ek kan hoor wat u deur die woord vir my wil sê. Open my oë dat die Heilige Gees my die waarheid van hierdie woord kan laat sien en gee my gewillige hart om te ontvang die ingeplante saad van die woord, sodat ek vrug kan dra en op my beurt kan uitgaan om 'n lewende getuie vir u te wees. Mag die Here ons seën en ons gaan môre stil staan by die gedagte dat die Here Jesus bid dat ons vrugbare getuie sal wees en ons laaste boodskap sal gaan oor die Here wil hê dat ons na ons aardse stryd by hom in sy heerlikheid sal wees. Mag die Here ons ryklik seën. Groete vir u en mooi dag verder. Tada.